huis van die Here gewees? Is dat net lekker in die huis van die Here? Ek kan die sit lekker hier om so dankbaar en bly om vanaand saam met u te wees en saam met die naam van die Here groot te maak. Dis so lekker. As jy Bybel saamgebring het, blaai gerus saam met my, Exodus die 2de hoofstuk hier. So daar is 2 versies saam lees en ek wil vanaand so met jou praat oor God sal jou daar kry. Okay. Hy sê in Exodus die 3de hoofstuk, die 16de vers. Hy sê, gaan heen, versamel die oudste van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van die vaders, het aan jou verskyn, die God van Abraham, van Isaac en Jacob, en hy het gesê, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egypte aangedoen is. Daarom het hy besluit, ek wil julle uit die ellende van Egypte laat optrek in die land van die Kanaaniete en die Hetiete en die Amoriete en die Ferisiete en die Ewiete en die Jesuïte, na die land wat oorloop van melk en honing. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanaand oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vir ons toe met die liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil vanaand so net met jou gesels rondom die gedagte, want jy sien, ek het iets besef in my lewe, dit is dat ons het baie keer planne. Ons het baie keer doelstellings en doelwitte en plekke wat ons wil bereik en dinge wat ons wil sien en dinge wat ons wil doen. En daar is sekere goed wat God vir ons beplan. En dit is nog ons snaaks dat in ons Bybel kan ons sien dat daar 'n paar keer wat God vir mense sê, ek wil jy met soek toe gaan, of ek wil jy met dit gaan doen, of ek wil jy met 'n sekere plek binne gaan. En dan gebeur dit dat hulle, ek wil ook sê soos Jona, God sê vir hom, gaan Nineve toe, hy sê, gaan Tarsus toe. En dit is nog ontstaats dat ons baie keer op sekere plekke in ons lewe kom, waar dit vir ons voel soos Jona. Want God gee baie keer opdragte, God gee baie keer vir ons dinge om te doen, of plekke om te wees, of plekke om by uit te kom. En dan sê ons, Here, ons is nie seker of het is nie, ons is nie seker of het reg is, dat U vir ons beplan nie. En het is baie sleg, dat het baie keer eers met ons moet swaar gaan, voordat ons die plek bereik, wat God wil hê ons bereik. Dit is snaaks, dat as gevolg van ons verberering, as gevolg van ons gekla en gekerm en gebouw, is daar sekere dinge wat eers in ons lewe moet verkeerd word. Ek gaan kyk hier na Moses en ons allemaal keer die verhaal, het uitgedraaid dat Egypte altijd eerst daar naar die berg toe gegaan en door die berg om te sê, God sê, ek wil na beloofde land toe vat. But it's going to take a bit of time. Jy sê, ek wil hier moet verstaan dat van Egypte land af tot en met die beloofde land, as hulle hom geloop het, sou dit miskien tussen 7 en 12 dae gevat het. Dus hoe lang het sou vat om in die beloofde land in te kom. Maar as gevolg van die feit dat hierdie ouens die mentaliteit van 'n slaaf gehad het hulle gesit met die probleem, God kan nie 'n slaaf in oorwinning inbring nie. Hy soek 'n man wat hy wil vrymaak. Hy soek iemand wat hy moet vat en alles verander binne hom. Nou, toe ek hierna gaan sit en kyk en dink ek, is dit nie presies hoe ons op maar is nie. Ons loop baie keer met die slaaf van met die mentaliteit van 'n slaaf rond, wat ons sê, ag pastoor, dit gaan so swaar, pastoor, ek weet nie hoekom hierdie goed gebeur nie, pastoor, my kar het gebreek in die wasmasjien, en die tuimeldroër, en jy weet, ons is een breek, breek ons op rij. Dan is ons 'n paar goed wat gebeur, wat jou moedeloos maak, en ons is geneig om baie keer te sê, ag Here, het jy ons nie meer lief nie, kan ek het vandag vir jou sê, sometimes you have to go through stuff.
to get to the place where God wants you. En ek het nog weer aan gaan sit en dink, want ons het baie keer dinge in ons lewe wat ons deurgaan, wat ons nie altyd verstaan nie. Ek neem Jonah, hierdie arme man, en hierdie ding van, ek gaan daar soos toe, klim op die boot, wat gebeur? Dan breek storm in sy lewe uit. Wat doen hulle? Dan gooi hom oorboord. En toe hy oorboord is, dan raak die storm stil, en 'n vis swem om, en maak ons toe gaan wy. Maar by Nineve. Hoekom? Vir die rede, daar sekere plekke wat God wil hê, jy moet bereik. Daar sekere dinge wat God wil hê, jy moet bykom. Daar sekere dinge wat God vir jou beplan het, en hy sal jou nie los voordat jy nie daar uitgekom het. Dis snaaks, ons destiny, dit wat God vir ons voorberei, is reeds in plek. Hy wag vir ons om te arriveer. Ek het 2 keer die gedeelte lees, en dink ek dadelik, wow, ek wonder of hierdie Israeliete besef het, die beloofde land is reeds in plek. You can just walk in. God sê, ek sal hulle in jou hand gee. God sê, gaan in. En wat doen hulle? Hulle stuur 12 verspieders uit. 12 van ons om te gaan kyk. Die nou ons, kom terug, hulle sê, daar is nie meneer nie, daar is die reis. Ons het die seuns van een dag gesien, daar is nie 'n wy nie. 2 ons kom terug, Caleb en Joshua. Hulle sê, we can take them. Jy sien, ek wil jy moet verstaan, wanneer jy 'n slaafmentaliteit het, het jy die mentaliteit van, ek kan net in besit neem, wat ek kan sien. Ek wil jy moet vanmôre hoor, Joshua en Caleb het nie 'n slaafmentaliteit gehad nie. Hoekom sê ek so? Want hulle het gesê, maak nie saak wat nie, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Maak nie saak wat nie, ons kan besit neem, alles wat God vir ons gee. He will take you through it. God will get you there. Dit het my nog aan dink. Want toe hulle daar wegstap, toe sê God, wel, gaan ek al maar eers weer deur die woestyn uitstap. As hulle die mentaliteit van 'n slaaf bou, moet ons die mentaliteit van 'n slaaf wegkry. Hoe kry jy die mentaliteit van 'n slaaf uit hom uit? Weet jy? Jy gee hom 'n pik en graaf. Jy laat werk vir hom totdat hy verstaan, hy is nie 'n slaaf nie. En die Bybel sê dat hulle het vir 40 jaar deur die woestyn gegaan, maar op pad toe, op pad na die beloofde land toe, op pad na dit toe, wat God hulle beloof, was daar 'n paar dinge wat hulle moes deurgaan. Die eerste ding is, hulle het op 'n plek gekom waar die water bitter is. Die eerste ding wat gebeur het is, hulle het op 'n plek gekom waar hulle nie kon drink van dit wat daar was nie. Ek wil hê dit hoor vandag, daar's baie keer dinge wat God op ons pad sit en sê, Here, hierdie is te sleg, hierdie is te bad, ek kan nie hierdeur gaan nie, maar dit vat een stokkie, dit vat een ding om alles te verander in 'n oomblik, in 'n oogwink. As jy net luister na wat God vir jou sê om te doen. Dit vat iets kleins. Ergste vir ons is, toe hulle waai, dis daar 'n weermag agterlaat. Die Bybel sê, God het 'n vuurkolom gevat en agter hulle gaan staan. Wow! Met 'n vuurkolom. Ek kan jou sien, maar kom nie naby jou nie, maar as 'n vuur rondom jou. Ek kan dit maar vandag vir jou sê, ek is so dankbaar dat hulle die Heilige Gees beskryf as soos 'n vlam, soos 'n vuur wat op hulle hoofde was. Kan ek jou sê hoekom? Want weet wat, wanneer God aan jou kant is daar 'n vuur wat rondom jou is. Geen vyandsmag kan naby jou kom nie. Jy staan onder die beskerming van 'n lewende God. Hy sê daar hierdie woorde, dit het my nogal aan dink, dat as God vir ons is, wie kan
En wie met sy amazingste van alles? Wie wat jy voor hulle is sien. Ek wonder of van die Here ons wapens gee ons. Ek wonder of van die Here vir ons hulle met vuur uitwis of gaan ons maar net altyd in hierdie kokon beskerming hou nie. Hy gaan die see oopmaak. He'll split the sea in two so that me and you can walk through it. Kan ek dit vandag vir jou sê, ongeag jou omstandighede, ongeag waar jy gaan, ongeag wat jou probleem is, ongeag wat voor jou lê, God kan vir jou 'n pad hanteermaak en jy hoef nie te vrees nie, want hy's met jou. Sy stok en sy staf, dit lei jou. Jy kan dit volg in die voetspore van die Here en daar's niks wat jy in sal kan gaan. Snaaks, toe hulle deur die see is, dis hulle in die woestyn. Van die een uiterste na die anderste toe. Kan ek sê, van baie toe was. Maar jy seker ons nog visvang, hier ons eers visvang. Maar jy sien, hulle is eers op die plek om, waar hulle besef, hulle is 100% afhanklik van God. Een van ons grootste probleme is ons dink ons kan dit ons eie maak. Ons dink ons is in staat. Ons dink ons kan vir onsself voorsien. Ek wil hê jy moet vandag hoor, it is impossible. Hoekom sê ek dit vandag? Vir die rede, God is my voorsiening. God is my bron van krag. God is my lewe. God is die Here om jou te vertrou. En die oomblik toe hier na ons sit en kyk, toe sê ek, Here, ek wil vandag meer weet rondom dit. Ek wil weet wat wil U hê moet ek doen. Jy sien, dit is baie keer nie maklik om uit te stap in geloof nie. Dit is maklik om langs die rivier te stap en te sê God sal voorsien. Maar as water. Maar as jy door die woestyn moet instap en jy weet nie waar môre se water vandaan kom of môre se kos vandaan kom nie, dan raak jou geloof 'n bietjie anders. Dis nie ding van, ek moet my voorsien nie. As hy moet voorsien. Want as hy nie voorsien, kan ek nie maak. Die Bybel sê, God het vir hulle voorsien, meer water. Ag, Moses slaan 'n rots, water loop in die rots uit. Ek weet ons almal ken die verhaal, ek wil nie al die verhale vertel nie. Ons almal weet waar hy moes gaan. Maar dit vat partykeer 'n woestyn om my mentaliteit reg te kry. Sometimes it takes time to get to the place where God wants me. Toe ek hier nog sit en kyk, toe sê ek, Here, ek verstaan die proses na die einde toe. Maar wat is die einde? Wil dit verstaan vandag, dat as ek praat van die einde, dan wil ek vir jou sê, sy belofte was die beloofde land vir hulle. En ek wil begin klaarmaak, want toe ek hier aan begin dink, toe sê ek, Here, wat is my eindbestemming? Wat is my belofte? Want jy sê daar soveel dinge wat in ons lewens 'n rol speel, dat ons weet partykeer self nie meer wat God vir ons wil hê. Ons jaag partykeer geld so na, dat ons nie verstaan God het 'n plan vir ons lewens. Pastoor, ons kan nie sonder geld leef nie, ek verstaan dit, ek weet dit, ek
besef dit, ek kan self nie sonder geld leef. Maar wie wat? Die oomblik wanneer ek agterkom, God is my voorsiening. Dan maak die tydelike goed nie meer saak nie. Dan maak ek nie saak hoe ek my brood kry, of waar ek hom kry nie. Maak my saak en wat er omstandighede ek is nie. Maak my saak of ek in die woestyn of in die middel van die see is nie. God sal voorsien. God sê vir Moses, omdat jy gesondig het, kan jy nie beloofde land ingaan nie. Ek gaan my diensknegt Josua aanstel om dit te vat. Van die ouens wat weggetrek het uit Egypte land, en was daar 2 wat die beloofde land ingegaan het. Josua en Caleb. Hoekom? Mannen wat vertrou het, God is in staat. Al moet God partykeer wag vir 'n geslag raak. But he needs to change your mindset. Ek het in die week was ek in 'n vergadering met my verskriklik geïrriteer. Alles het gegaan oor 1994 en die apartheid, dit las my goed. En weet wat ek vir hulle gesê, met God eers die hele geslag uit is, voor ons oor hierdie goed gaan. Wanneer vir ons op die punt kom wat ons sê, ek glo, God het reeds die werk gedoen. Jy sien, ons glo baie keer in moeilike situasies en moeilike goed en verstaan het. Maar dis wanneer ek op die plek kom, wat ek sê, ek sal beklein met alles in my, om in te gaan, in die plek wat God my lei. I will fight with everything within me, to get into the place, where God wants me. Kan ek het vanavond vir jou sê, God sal jou daar kry. As God jou soet bestuur, maak nie saak wat het draai jy in die loop nie, maak nie saak waar jy in die hart loop nie, maak nie saak of jy sy kinders vervolg nie. He'll get you there. En nou denk ek aan Saul, wat die Christene vervolg het, maar op die pad van Damaskus kom Jesus en hy verander dit in 'n oomblik, in 'n oogwink. Paulus, dis maak jou alleen. Al moet ek jou verander, al moet ek jou blind maak, al moet ek jou laat stop, al moet ek jou tot stilstand bring, maar dis waar ek jou alleen. Here, wat het ek vanmiddag, terwyl ek voor die Here lê, ek sê, Here, ek gee nie om hoe die plek lyk, waar ek gaan, ek sê net vir my, in wat rigting wil ek gaan. Wat ongeag, wat ek wil, God gaan my daar kry. Al moet hy vis gebruik in bereid is. Al moet hy dinge doen, wat menselijk onmogelijk is. But God will get me there. Kan ek vraag met elke sit, sal jy hoof buig en jou oor sluit. Het vir 'n oomblik, ek wil net so met jou gewees vraag, of jou vraag. Is jy bereid? Is jy vanavond bereid om te sê, ek weet nie hoe nie, en ek weet nie waarmee ek alles van moet gaan nie, maar ek wil op die plek op wat God wil hê moet wees. Niks uit myself nie, niks van my planne nie, niks van my idees nie, ek gee nie om wat anders sê nie, ek vertrou op die Here. I want to get to the
twee kaartbaks. Sê vanaand, jy voel so nie jou hand opsteek na God toe nie. Ek wil graag saam met jou bid, dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. Met vanaand sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek weet, ek gaan my daar kry. As jy hand opgesteek, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid asseblief. Onze God, Hemelse Vader, ek kom vanaand na U toe. En Here, omdat ek vanaand niks is nie. Omdat ek nie vanaand die mag het om mense se omstandighede en hulle probleme te verander nie, kom ons vanaand terug na U toe. En ons sê, Here, waar U my wil hê, dis waar ek wil wees. Here, ek het dalk nie die finansies om daar te kom, ek het dalk nie die moed nie, ek het dalk nie die krag nie, ek het dalk nie die insig nie, ek het dalk nie die wysheid nie, ek weet nie hoe nie, maar ek weet, U gaan my daar kry. Here, ek wil vanaand kom, en ek wil sê, ek vertrou op U, met alles binne my. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want ongeag waarheen ek gaan, ongeag my omstandighede, ongeag of die see voor my is, of die woestyn voor my lê, U beloof, U sal my nie begewe nie, en U sal my nie verlaat nie. En daarom kyk ek uit, vir die een wat saam met my stap op die pad. En Here, ek eer U vir dit wat U doen in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan nie sit trek. Ek wil jou, hoewel die musiekspanne voor die kom, ek laaste gedagte met jou deel. Dis snaaks dat God sekere dinge in jou lewe toelaat. Want as baie keer sê, hoekom? As ek kan kyk na Job en hy alles verloor. Hoekom? Want God kon nie vir hom beter gee, voordat hy nie bereid was om alles prys te gee. Ek het in die week te praat met iemand wat sy werk verloor het. Ek sit binnen in die seminar, en die ou sê iets, en ek trigger my, en ek WhatsApp die ou, ek sê vir my, sê dankie vir die Here, het jou werk verloor. Dat is iets beters gestoor. Nie makkelijk om te sê, Here, dankie, ek het my werk verloor, ek het my werk verloor. Nie makkelijk as ek weet ek moet voorsien. Dit volgende met jou praat, ek sê vir my, dat twee posities opgekom, dat God my reeds die een van gewaarborg het. So ek wil vandag vir jou sê, ek dank God vir dit wat hy doen. But I need to follow where He leads me. And I must know He will get me there. Amen.